Op 7 Oktober 2022 tref 'n meteoor haar wêreld en los haar en haar 6 weke oue baba op 'n hoop verbryselde puin. Haar man en 2-jarige dogtertjie is wreed en aaklag in 'n motorongeluk van haar weggeneem. 3 jaar later maak Dominique Olivier haar hart oop in haar boek Lessons from Loss, waar sy met rou eerlikheid haar sensitiewe pad sedertdien neerpen. Sy is ongelooflik dapper en is hier om ons meer daarvan te vertel. Baie welkom, Dominique. Baie dankie, Hannes. Ek het lekker gehuil toe ek die boek gelees het. Ek is so jammer. Jy skryf so eerlik en uit jou hart uit en in soveel detail, so ek gaan die onderhoud ook so met jou doen. En ek wil tog vir die mense wys dat dit is glad nie om sensasie nie. Jy het hierdie boek geskryf ook om ander mense te help. 100%. Vat my deur daai dag, 7 Oktober 2022. Dit het begin soos 'n doodnormale dag. My jongste dogter Florence was daai dag 6 weke oud gewees. En ek het 'n bietjie van 'n rowwe nag gehad met haar die vorige aand. Ek was baie wakker gewees. So my man Jean het daai oggend besluit om ons oudste dogtertjie Felix, wat toe sy 2,5 jaar oud was, strand toe te vat om vir haar oupa en ouma te gaan kuier. Hulle is vroeg die oggend uit die huis uit. Ek het nog so 'n bietjie ingeslymer en later die oggend aan die werk geraak. So ek het aan 'n kliënt se skryfwerk gesit en werk terwyl Florence langs my gelê en slaap het. En iewers in die middag, so rondom 1 uur, het ek net besef, dit voel vir my Jean moes nou al terug by die huis gewees het. Ek het my foon opgetel om vir hom te bel en om vir hom te herinner, hoor jy moet op 'n stadium huis toe kom. En toe ek hom bel, toe gaan sy foon net na voicemail toe. Hy antwoord nie. So ek het hom oor en oor gebel en elke keer weer die gelei, die voicemail. En toe ek uiteindelik begin voel daai gevoel van irritasie begin so 'n bietjie meegee en 'n ander gevoel van vrees begin sy plek vat, toe hoor ek 'n klop aan my voordeur. 2 polisiemanne en ons buurvrou wat bo ons gebly het in die woonstel. En hulle het toe gekom om vir my te sê, daar was 'n motorongeluk. Hulle het net oor en oor vir my gesê, hoor hierso, jou dogtertjie is hospitaal toe geneem, jy moet so vinnig as moontlik by haar uitkom, is daar iemand wat jou kan neem? En wanneer hoor jy toe nou van Jean wat oorlede is? So die polisiemanne het vir my 'n nommer gegee van iemand wat op die toneel was. Ja. En ek het iewers op die stuk pad die moed gekry om daai nommer te bel en toe hoor ek hy is oorlede. Wat gaan deur mense, as die polisie van hulle sê nou, voel mense nie of jy mekaar wil saak nie, hoe reageer 'n mens? Vir my het dit baie onwerklik gevoel en ek het gesteer gevoel. Ek wou nie hê hierdie mense moet by my deur wees nie. Ek het so half die instink gehad van ek wil die deur toemaak. En ek wil net hê hulle moet weggaan. Ek wil nie hê hulle moet met my praat nie, want niks wat hulle vir my sê is goed nie. En my fokus op daai stadium was net om by Felix uit te kom. Ja, en is er nou klaar verskriklik met Jean, maar jy, neem ek aan, voel toe nou ek jy wil by die hospitaal kom met Felix, en toe jy by die hospitaal kom? So, iemand het vir my kom haal en gesê, wil jy jou dogtertjie sien? En my toe in 'n lang gang afgevat na 'n kamer toe, waar dit net sy was op 'n stretcher, met 'n klomp dokters wat nog om haar werk en werkskaf, 'n groot groep mense, seker 6 of 7, en ek kon haar so half net sien in grepe tussen hulle ledemate, soos wat hulle om haar beweeg, en toe word ek teruggeneem na 'n wagkamer toe, en ons het almal net gesit en wag vir ure om nuus te hoor van Felix. Haar brein is baie sleg beskadig gewees, sy kon nie haar eie asemhaling of haar eie hartklop meer beheer nie, so hulle het so al vir my gesê, die masjiene hou haar nou lank genoeg aan die lewe dat ons vir haar kan totsiens sê. En dis waarvoor ons daar was. Hulle het vir my die opsie gegee om haar vas te hou, en dit was vir my so vreemd in daai oomblik, tussen deur die skok, die manier wat hulle haar op my skoot gesit het, so oor, het my so baie laat dink aan die Pieta beeld. Net so uit nêrens uit van Maria wat vir Jesus so vashou aan die einde, en sy wat in dieselfde posisie so oor my skoot gesit word. Toe het jy gesukkel op 'n stadium, nie lank daarna nie, om met Florence, julle babatjie te bond? Dit was 'n vreemde ervaring gewees, want sy was 6 weke oud op die dag van die ongeluk, en dis asof die dag na die ongeluk was sy skielik net vir my 'n vreemdeling. Dit het gevoel, ek voel nie emosie as ek na haar kyk nie. Ek weet ek moet vir haar sorg, en ek sorg nog steeds vir haar, maar ek sê in die boek ook, dit het vir my gevoel, ek kan net sowel 'n vrag skottelgoed was. Ek is versigtig, maar daar's nie emosie. Ja, dis seker die skok ook 10 teen 1. Absoluut. Ek was in haar eerste paar weke, het dit vir my gevoel, ek is in watte toegedraai. En niks kom regtig
naby my nie. Alles voel so half op 'n afstand. Daar's 'n insident in die boek wat jy beskryf met 'n boks wat jy uitpak, maar ons ook met die doop. Toe moet Florence gedoop word. Hoe lank is dit na Jean-André en Felix se dood? So sy so 2 maande na hulle oorlede is sy gedoop. En toevallig in dieselfde kerk waar ons hulle roudiens gehou het. Is maar ons familiekerk. En ek kon onthou ek het in die voorste ry gesit met haar en daar was hierdie familie wat se dogtertjie voor ons gedoop is. So hulle het hierdie baba dogtertjie gehad en 'n kleuter sussie. En ek het net gekyk na hierdie familie en hulle 2 dogtertjies met hulle rokkies wat by mekaar pas. En net myself gedink, dis die beeld wat ek gehad het. Dis waar ek gedink het ons gaan wees. Nie so lank terug nie. En hier speel dit nou af voor my, maar dis nie ons familie nie. Dis nie ons nie, dis iemand anders. Ja. En ek kan dit nooit weer hê nie. Jy's 'n paar aanhalings wat graag vir jou wil lees, wat jy vir my moet sê wat jy daarmee. I will mourn you for the rest of my life, but that won't stop me from living. Ja, so dit is hoe ek voel oor Jean-André en Felix. Ek sal hulle vir die res van my lewe saam met my dra, maar die res van my lewe gaan nie 'n storie van verlies wees nie. Ek is nou maar 33 jaar oud. Daar's nog hopelik so baie wat voor my lê. En alhoewel ek hulle saam met my sal neem, weet ek ander dinge sal nog op my pad kom. So, jy's 'n sterk vrou. Ek weet nie of ek dieselfde kon sê nie. Geneig om aan rou te dink as 'n toestand met 'n definitiewe begin en 'n einde. Ja, soortgelyk aan liefde. Nee, en ek dink rou is net liefde in 'n ander vorm. As ons regtig lief is vir iemand, hou ons nie eintlik op om lief te wees vir hulle nie. Dis nie asof daar 'n eindpunt is en nou is al die gevoel wat ek vir daai persoon gehad het net weg nie. En waartoe sou dit gaan? Dit hou aan. Jy sê ook daar kom daar wat dit net baie erg is. Wat die verlange net erg is. Wat jy as Florence wat jy in jou boek sê 'n sekere ouderdom of 'n sekere iets en dan vergelyk jy dit met Felix. Dis seker soos 'n ding wat so in 'n mens se hart ruk, nê? Absoluut. Daar is daar wat makliker is, daar is daar wat swaarder is. Veral dinge soos verjaarsdae, Vadersdag, dink ek baie aan Jean-André. En dan goedjies, soos jy sê, wat Florence doen in die mylpale waardeur sy gaan. Kyk, sy moes ook deur daai ouderdom kom wat Felix was, toe sy oorlede was. En op daai stadium natuurlik het hulle baie na mekaar gelyk. En dit het my konstant aan Felix herinner en my seer gemaak. Maar soos wat sy ouer geraak het, en ek meen sy's nou amper, sy's oor 3 jaar oud nou, soos wat sy ouer geraak het en meer haar eie mens geraak het dit vir my makliker geword om vir Florence as haar eie mens te sien. Nie net Felix se sussie of Jean-André se dogtertjie nie. Dit is nog interessant wat jy in die boek sê van die verhouding met die Here is moeilik. Ek het vra. Vra wat ek dink nie maklike antwoorde het nie. Ek voel nie ek kan bid op hierdie stadium en 'n antwoord verwag nie, maar terselfdertyd is dit ook nie scorched earth nie. Ek hou so half die deur oop om te sien of ek op 'n stadium iets anders voel, maar ek forceer niks op hierdie stadium nie. Ek sê vir eerlik, ek weet nie hoe mens aangaan na so iets nie. Ek haal my hoed af vir jou en baie sterkte met die pad vorentoe. Baie dankie. Dankie. Na die breek vind ons uit watter dorp Mpumalanga hierdie jaar in die Kwela dorp van die jaar kompetisie gaan verteenwoordig.